Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons vanoggend die voorreg kan hê om hier as geloofsbroers en susters by mekaar te kan kom. Here, waar ons uit die woord uit kan lees, waar ons u liefde kan ervaar, Here, waar ons u boodskap kan hoor. Maar Here, dankie ook so dat u ons beskerm het hierdie nag, dat u ons veilig gehou het, Here, en dat vandag 'n doel het. Here, dat ons nie verniet hier so sit nie, maar dat jy 'n afspraak het met ons elke liewe ene. Here, dankie dat ons kan weet, dat ons nie hierso gaan uitstap, en nie met 'n boodskap gaan uitstap nie. Here, dankie vir die seën en die liefde en die grootheid. Ek bid dit in u naam alleen. Amen. So vanoggend se tema waar ons bietjie gaan gesels is terugkyk vorentoe. Nou vir die volgende tydjie tot en met Kersfees gaan ons bietjie kyk na die geskenke wat Jesus vir ons gee en kom ons moet terugkyk sodat ons kan kyk na Kersfees. Hoekom dit belangrik is. Nou vandag is die eerste Sondag van November en eintlik oor 2 maande is die jaar feitelik verby. En wat het regtig hierdie jaar gebeur? Wat is die grootste momente wat ons beleef het of dalk die goed wat ons kan deel met ander? Wat is die stories agter die goed wat ons deurgegaan het hierdie jaar? Ek ben vir party van ons het regtig moeilike uitdagende goed beleef. Goed soos ons gesondheid wat agteruit gegaan het, finansiële stres, of selfs oorvol programme en ons weet nie vir ons alles gaan inpas nie, want alles is net te besig. Of selfs verhoudings wat bietjie verbrokkel het en ons sukkel om dit reg te maak of te herstel. Of die grootste ding ook, ons geloof wat begin wankel het, want ons sien nie God se hand in dit wat gebeur het nie. Ons beleef nie sy nabyheid nie. Maar dan is ook weer die teenkanting en so sê die mooi van die lewe. Goed wat regtig mooi was wat ons beleef het, soos nuwe vriendskappe wat ontstaan het of ons het bevorderings gekry aan ons werksplekke. Selfs ook seëninge en geluk wat die Here vir ons gegee het en ons sy teenwoordigheid nog meer beleef het. So hierdie is groot goed wat ons wel kan sien ook in ons lewens in die jaar wat verby is. Maar wat is ons storie? Wat kan ons deel met die mense wat rondom ons sit? Ek meen, party van ons mag ook hier so sit en sê, maar oor die jaar, dit was 'n goeie jaar gewees en hy kan nou afeindig, want ons gaan hom op 'n hoogtepunt afsluit. En party van ons gesê, maar ek is moeg, ek is uitgeput en op 'n manier uitgebrand en ek weet eintlik nie wat het hierdie jaar vir my beteken nie, want dit was net te veel uitdagings gewees. En daarom wil ek hê ons moet bietjie kyk vandag met die metafoor van 'n kar. Nou dit wat ons dan nou bietjie vanoggend gaan bespreek. En hierdie metafoor van 'n kar, julle weet ons nou voor het hy 'n voorruit en ons sien voor alles wat gebeur en ons weet waar ons gaan en ons het die kantvensters wat ons kan sien wat rondom of langs ons aangaan. Maar tog het ons 'n speeltjie ook hierbo wat vir ons wys wat agter ons is. En die kantspeeltjies wat ons kan sien wat ook agter ons is. Maar ons 'n rede hoekom die spieëls kleiner is as die vensters. En hoekom ons eerder moet vorentoe kyk en moet sien wat voor ons is as wat agter ons is. Maar albei van hierdie is nodig en ons moet met balans moet ons kyk na albei. En dit is regtig belangrik want as ons te veel agtertoe kyk, gaan ons nie sien wat voor ons aangaan nie. Ons gaan in ongeluk kom of ons gaan die mooi mis wat voor ons gebeur. Ons gaan nie sien waartoe ons gaan wat voor ons lê nie. En as ons net agtertoe kyk of net vorentoe kyk, dan sien ons nie wat agter ons is en waar ons vandaan kom en die goed wat ons geleer het nie. So ons mis een van die twee as ons net op een plek fokus. Ons het regtig 'n mooi balans nodig tussen hierdie twee maniere hoe ons dan kyk wanneer ons dan byvoorbeeld in 'n kar ry. So daarom vanoggend wil ek hê ons moet saam lees uit Jesaja 41, die van julle wat julle Bybel saam met julle het en saam kan blaai soontoe. Wat ons juist 'n bietjie gaan help om te kyk hoe ons in hierdie feesseisoen kan ingaan, maar waar ons nodig het om terug te kyk sodat ons die feesseisoen bietjie beter kan verstaan en beleef.
So ons lees daar vanaf vers 8 tot en met vers 10. En dit sê, maar jy, my dienaar Israel, Jakob, vir wie ek uitverkies het, afstammeling van Abraham, vir wie ek lief het. Jy, vir wie ek van die uiteindes van die aarde af gegryp het, van sy uithoeke af geroep het. Vir jou het ek gesê, jy is my dienaar, ek het jou uitverkies, ek het jou nie verwerp nie. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. Ons lees net tot daartoe. Nou hierdie gedeelte kan ons eintlik sien as 'n tipe van gesprek tussen God en sy volk. Wat God met sy volk bietjie kom gesels, die volk wat hy uitverkies het. Sy volk wat hy bymekaar getrek het en gesê, julle is myne, ek kies julle met my naam op julle as julle herder. Nou ons sien in hierdie teksgedeelte word daar eintlik 3 generasies genoem. Abraham, Jakob en dan nou Israel. En dit is nogals belangrik want hierdie 3 generasies of mense en dan in die volk ook is mense wat al groot goed deurgegaan het. God het groot goed deur hulle gedoen. En as dit nie vir hulle gehoorsaamheid was, sou ons nie vandag ook hierso kon gesit het nie. Sou ons nie 'n verlosser gehad het wat vir ons gebore was uit die stam van Israel uit nie. Want hulle was gehoorsaam aan God. Hulle het gedoen wat hy vir hulle gevra het om te doen. Maar tog, wanneer ons bietjie kyk na Abraham spesifiek, daar in Genesis 15, het hierdie hele verhaal begin van Abraham, waar God hom eintlik 'n verbond met hom gesluit het. En Abraham het die beloning gekry om die vader te wees van 'n groot nasie. Waar God hom geseën het en gesê het, maar jy gaan baie kinders hê, jy gaan 'n nageslag hê. En op 'n manier is ons ook deel van daardie nageslag. Is ons ook deel van God se plan wat deur Abraham gewerk het. En ons kan sê, maar dankie dat 'n man opgestaan het en gehoorsaam was om te luister. En dit kan ons dan invat ook in ons eie lewens om gehoorsaam te wees. Maar tog, hierdie Israel volk, was hulle baie keer ongehoorsaam en hulle het goed gedoen wat hulle nie moes doen nie. Maar ook as hierdie volk, het hulle in ballingskap, was hulle weggevoer gewees en hulle was as slawe gewees in verskillende lande en dis waar die ongehoorsaamheid ingekom het. Want hulle het God en sy gebod en die verbond wat God met Abraham gesluit het hulle eintlik eenkant toe geskuif. Hulle het die afgode van die ander volke het hulle aanbid en hulle het eintlik in haaglike omstandighede gelewe. Hulle het nie God gevolg nie, hulle was nie gehoorsaam aan sy opdragte enigstens wat hy vir hulle gegee het nie. Maar daar was ook ander gewees wat wel gehoorsaam was, wat wel geluister het en dit is hoe dit dan nou uitkom tot vandag toe wat ons deur Kersfees gegaan het totdat ons vandag hier so sit waar ons dan nou sit. Maar tog noem hierdie teks ook dat hierdie mense God se dienaars is. En dienaars sien ons dan ook al vir slawe, mense wat die werk doen en wat altyd daar is vir ander en seker maak dat alles reg verloop. Maar as ons kyk na die oorspronklike teks, word dit eintlik vertaal na vriend van God, nie noodwendig dienaar nie. Nou as ons vriende is van mekaar, dan weet ons mos wat in mekaar se lewens aangaan. Ons kuier saam met mekaar, ons maak tyd vir mekaar, ons sit en gesels oor die mooi en die sleg van die lewe. Ons ken mekaar regtig baie goed. So hierdie 3 manne of 3 generasies in die Israel volk het ook God geken. Hulle het geweet wie God is en hulle het 'n pad saam met hom gestap. En so doen ons dit ook vandag en ons stap hierdie pad saam met God. En al was hierdie volk wyd verspreid gewees en alles, het God nog steeds hulle bymekaar getrek. God het op 'n stadium gesê, maar ek wil my volk weer bymekaar uitbring om as my dienaars, as my vriende te wees. Om saam met my die tyd te spandeer en my te leer ken. Nou Johannes 15 vers 14 tot 15 sê vir ons ook: Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel.
ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte, jy weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Daarom word ons gesien as God se vriende, Jesus se vriende. Want dit wat Jesus gehoor het, kom gee hy vir ons vandag. Kom deel hy met ons. Hy hou dit nie terug nie, hou dit nie stil nie, hou dit nie vir homself nie. Ons is nie meer ondergeskiktes nie, ons is nie slawe om net sekere goed te doen nie. Maar ons staan in hierdie verhouding met die skepper van die heelal, waar ons nader aan hom kan beweeg, waar ons hom kan leer ken, en waar ons kan sien dat ons elkeen uitverkies is. Ons elkeen is op ons name geroep. God ken ons innerlik, uiterlik, op alle maniere. En dit is wat die mooi ding is. En dit is waar ons kan sê, maar ons is eintlik geëer en ons het hierdie voorreg om die Skepper te kan ken. Om te weet dat hy ons naam ken en dat ons in verhouding met hom kan staan. Ja, al was dit dat die Israel volk in ballingskap weggevoer was. Al was daar tye wat hulle gesê het, maar hulle weet nie waar God is nie, hulle verstaan nie God se plan, hoekom hulle hierdie moeilike goed moet gaan nie, en die afgode wat opkom en hulle gedagtes het heeltemal wegvat van God af, beleef ons ook sulke struikelblokke. Ons beleef ook hierdie valleie en die moeilike goed waardeur ons gaan. Maar tog, soos wat God daai tyd saam met die volk was, is God vandag ook nog steeds saam met ons. Hou hy ons hand vas, loop hy hierdie pad saam met ons. Maar ek meen, as ons net kyk na hierdie jaar, ons kan hom eintlik bietjie evalueer. Elke kan sit en sê, maar hoorie, so, my jaar was goed, my jaar was sleg, as ek 'n 10 punt uit 10 moet gee, sal my jaar dalk 'n 5 of 'n 7 wees, of dalk 'n 3 wees. Maar ons het nodig om te kyk na hoe die Here ons beskerm, hoe het hy ons gedra, wat se planne het hy vir ons gegee, hoe het hy ons gelei om nie hierdie ballingskap eintlik te beleef in ons eie lewe nie, maar dat ons sy goedheid en guns kan beleef. Ons elkeen sit hier so vanoggend, party van ons het regtig ongelooflik baie worstelinge. Ons weet nie wat God se plan is nie, ons verstaan nie hoekom goed gebeur het soos wat dit moet gebeur het nie, ons harte is gebroke en ons weet nie of daar binnekort ook 'n verbetering gaan wees nie. Maar ook dan kyk ons terug en ons sien, maar die Here het ons beskerm. Hy het ons bewaar, hy het ons teruggebring vir ons geliefdes. Hy het ons geliefdes beskerm op die paaie. Ons kan weer by mekaar wees as familie. So hierdie teks is eintlik 'n belofte wat God vandag vir ons gee, om te sê sy hand sal altyd by ons wees. Sy hand sal oor ons wees, hy sal ons help, hy sal ons dra. En hy sal daar wees vir ons. Maar tog hierdie teks sê ook, ons moet nie bekommerd of bang wees nie. Ons moet nie vol angs wees nie. En hoeveel van ons het dit net nie beleef hierdie jaar nie, of die vraag gevra van, Here, my hierdie gevoelens is te veel, my bekommernisse is te veel, ek weet nie om dit oor te gee aan U nie, want dit oorweldig my. Maar as ons net kan terugkyk en sê, maar hierdie berg wat voor my was, van bekommernisse, van angs en vrees, is eintlik nie meer so groot nie, want ek het God se hand gesien. Ek het gesien hoe hy my lei om oor hierdie berg te kom, om oor hierdie vrees te kom, wat my kom oorval het. Hy het my krag kom gee, om die situasies te kan beleef. So eintlik is dit, dat hy vir ons 'n nuwe visie kom gee het. Ja, soms kom blokkeer bekommernisse en vrees en angs ons visie om te sien wat God se plan is vir ons vorentoe. Maar wanneer ons ons hand in sy hand sit, dan sien ons hierdie belofte hoe hy ons kom beskerm, hoe hy ons kom vashou en hoe ons help en ons lei. Maar tog, hoe kan ons vashou aan hierdie belofte dat God ons beskerm en ons kom help en lei as alles rondom ons so in chaotiese toestande is? As ons nie weet hoekom hierdie goed so gebeur nie en ons lewe eintlik in vrees. Dan lees ek hierdie gedeelte in Deuteronomium 32 vers 10 tot 12 wat sê: Die Here het sy volk omhels, hom vertroetel en versorg soos die appel van sy oog, soos 'n arend wat sy kuiken uit die nes uitskop, oor hulle fladder en hulle vang op sy vlerke wat hy oopsprei.
Soos 'n arend wat sy kuikens op sy vlerke dra, so het die Here net hy alleen sy volk gelei. En dit is wat ons kan beleef vandag. Ons kan beleef hoe God ons kom vang. En hoe hy ons kom vang het ook deur die jaar wat verby is. Hoe hy ons dalk uit die nes uit geskop het en gesê, ja, jy moet bietjie leer om te vlieg. Maar ons het dit gedoen en wanneer ons dit nie kon doen nie, was hy daar. Het ons kom help en kom lei, sodat die goed weer kan regkom. Ja, partykeer is die uitdagings wat ons beleef het 'n kort tydperk. Dalk is dit 'n langer tydperk, maar ons is nooit alleen nie. God se oog en sy hand was altyd oor ons. En ons kan terugkyk en sê, maar die Here het ons regtig beskerm, hy was daar gewees. So wie van ons kan regtig getuig van God se goedheid in die jaar? Kan getuig van God se hand, van beskerming en hoe hy ons gelei het. Selfs hoe hy ons dalk bietjie kom uitwys het en kom sê, maar jy moet in daai area moet jy groei, of in daai area moet jy bietjie meer aan werk. Wat is die stories wat ons kan deel? Hoe kan ons mekaar bemoedig vir die jaar wat voorlê? Maar tog, ons is nie alleen nie, ons was nog nooit alleen nie. Die Here was by ons, en hy sal ons dra en help. Maar so kan ons dan nou eintlik sê, maar hierdie vooruit dat ons dan nou uitkyk na die nuwe jaar wat voorlê en Kersfees wat voorlê, kan ons opgewonde wees, want ons weet Jesus wag reeds vir ons daar. Hy het reeds 'n boodskap wat hy daar vir ons wil kom gee, wat hy vir ons wil kom sê van sy goedheid en sy guns. Dat hy saam met ons kom stap en vir ons kom wys dat met die vertroue wat ons op hom gesit het, kan ons hierdie jaar afsluit op 'n hoë noot. Kan ons ingaan met nuwe hoop en nuwe moed vir die jaar wat voorlê. Maar ek meen, ons sien so uit na vakansie en net 'n breek vat van al die besig wees en ons programme afhandel en goed klaarmaak, ons deadlines bereik en so aan. Dat die Here vir ons nou vra, kom word bietjie stil. En hierdie stilte is nie net om stil te word in ons gedagtes en sulke goed nie, maar stil te word en te evalueer. Te kyk, waar was God regtig? Hoe het hy regtig ons hand gevat en ons gelei? Was ons regtig bewus van sy teenwoordigheid? Ek meen, as ons net in die winkels instap die afgelope tyd, ek weet nie of julle agtergekom het nie, is dit vol Kersfees goed. Daar's klomp liggies wat opgaan en klomp versierings. Die tydperk waarin ons is gejaagd. Maar ons kan stil staan. Ons kan stil word by Jesus. En ons kan ons gedagtes rig op hom. Ons kan vir hom sê, maar Here, kom en kom werk met ons in hierdie tyd, sodat ons kan weet waaroor Kersfees regtig gaan. Want as ons moet teruggesels met ons elkeen, hoe het ons Kersfees seisoene gelyk 5 jaar terug? Hoe het dit 10 jaar terug gelyk? Selfs 20 jaar terug. Was dit 'n goeie tydperk geweest? Was dit 'n opgewonde tydperk? Was dit 'n tyd wat ons regtig beleef het wat die boodskap van Christus is en hoekom hy gekom het vir ons? Of sal ons eerder wil in ballingskap wees? Stry en deur hierdie worstelinge gaan net om te kan oorleef en te kan weet dat ons actually 'n dak oor ons kop het en kos op die tafel het. Sal ons dit eerder wil doen? Of ons die vryheid geniet wat God vir ons kom gee? Ons kan net daaroor nadink, want die volk het gesien van ons is wyd verspreid, maar hy kom trek ons in. Hy kom maak ons by mekaar, hy kom sê vir ons, maar ons is uitgekies om hierdie liefde te kan beleef, om sy vrede te kan kom beleef. So ons het nie nodig dat ons geloof verdwyn nie, want ons verlosser is hier. Ons verlosser stap saam met ons hierdie pad, en ons kan uitkyk vorentoe vir dit. Maar ook wanneer ons terugkyk, sien ons actually die gebeure, hoe dit gebeur het. Ons sien hoe Jesus aan die kruis gesterf het, ons sien sy opstanding. Ons sien sy geboorte in 'n stal.
En dan nog verder terug sien ons 'n volk wat versprei was, maar tog nader getrek is weer om God se volk te wees. Waar hulle uit ballingskap die vryheid kon beleef wat God gegee het. Maar vir 'n volk wat gehoorsaam was in daai tyd, tot waar ons vandag is, kan ons sê, maar die Here het regtig sy hand gehad oor die volk, oor sy kinders, oor sy skepping. En daarom kan ons ook terugkyk en sê, maar die Here was by ons. Sy hand van beskerming het ons nooit gelos nie, en ons kan steeds vashou aan hom. Ek weet as ons net moet kyk na Thomas. Thomas wat getwyfel het in die opstanding van Jesus. As Jesus vir hom kon gewys het, hoorie sommer, ek is lewendig, jy het nie meer nodig om te twyfel nie. Jy kan glo dat ek opgestaan het. Hoeveel te meer wil Jesus nie net vir ons kom wys vandag nie. Hoeveel te meer wil hy net vir ons kom sê, maar ek is saam met jou nie, my kind. En ek wil jy met vreugde kom beleef nie. Psalm 43 vers 4 sê ook, laat my ingaan na die altaar van God, die God oor wie ek wil juig en nie wil, dat ek U kan loof met 'n lier, o God, my God. Om in eer en lof en jubel en gejuig uit te bars, van die Here is goed vir ons. Hy is saam met ons. Is dit nie juist ook in hierdie tyd waarin ons is, om dit te kan beleef nie? Om saam met Dawid voor die altaar te gaan staan en dit dankie te sê vir die Here se goedheid nie. Maar tog ook om by die kruis en by die krib te gaan sit. Om te gaan kyk dat hierdie babatjie wat gebore is die een wat my kom help om my lewe te leef. Om te weet dat ek die vrede kan beleef en 'n vooruitsig kan hê vir die ewige lewe saam met hom. Dat ons kan uitreik en eintlik uitsien na die pad wat ons saam met Jesus verder gaan stap. So mag ons in hierdie feestydperk en waar ons eintlik al reeds begin in beweeg het, mag ons uitsien na die goeie goed wat Jesus vir ons kom gee. Mag ons uitsien na 'n tyd saam met familie en vriende, saam met geliefdes waar ons dit kan spandeer. Waar ons gehoorsaam kan wees aan God se opdrag, wat ons kan sien waar hy met ons elkeen werk, maar ook kan gehoorsaam wees aan sy boodskap vir ons. Mag ons dit regtig beleef hierdie jaar en mag ons die jaar afsluit met 'n nuwe visie om te sê, ons kyk nie net terug na al die gebrokenheid nie, maar ons kyk vorentoe na God se liefde. Ons kyk vorentoe na God se plan, maar so ook soos vir die teks vir ons sê, ons kyk vorentoe na God se regterhand wat ons kom vashou en beskerm. Hoe hy ons kom help, kom vashou en kom red. Mag ons dit invat ook, nie net in die feestyd in nie, maar ook in die jaar, die nuwe jaar wat voorlê. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons vanoggend kan begin kyk na die feesseisoen. Here, 'n tydperk waar die wêreld besig is met geskenke en liggies en klomp goed waarmee hulle besig is. Maar Here, ons het die waarheid wat vir ons gebore is. Die lewe wat vir ons gebore is, liefde wat vir ons in 'n krib kom lê het. Here, help ons om te kyk in hierdie tyd in, Here, dat U saam met ons is. Here, dat ons die jaar kan evalueer en kan sê, maar U het my beskerm. U het my vasgehou. Here, help ons om stil te staan. Help ons om U te kom soek in hierdie tyd. Help ons om rustig te word ook by U voete. En Here, dankie vir hierdie geleentheid, dat ons dit elke dag kan doen en dat U ons uitnooi om in verhouding met U te kan staan. Ek bid dit alles in U naam alleen. Amen. Ek gaan vir ons geleentheid gee vir ons dankoffers om opgeneem te word. Dankie.